Goeiedag. Morgen nu lekker klopt die muziek hier buiten. En ik wil het aansluiten, man. Ik kijk nu die clip van Dirk Ackerman. En Dirk sê, bij hom gaan ek nou oor die naamverandering beal nou die, wat het tegen op kry, maar e-boek, daar moet weer naam verander. Nou sê hy nou, hy praat nou direct met die minister van sport en arts en culture, kracht, wat hy praat direct met hom. En hy sê nou daar dat hy het 'n probleem met die naamverandering wat nou eigenlijk aangegee. Hy sê die mense verander net name. En ek kan nog aan 'n mate saamstem by ons van ja, maar party gaat sê nee, Keiten is reg, die name te change. Anders gaan sê nee, wat zijn die name? Ek het altijd gesê, nee, los die name is maar nou kom. Iemand nooit daar gesê, hoekom stig jy nie 'n nuwe dorp en sit hy dorp 'n nuwe naam nie of kry strate, nuwe strate en van die name wat jy nou wil gebruik en gesit het in die name, so los die strate is maar nou, hulle het mos ander siening man, die politikuste en so aan. Hulle besluit nee, die naam moet verander word en ons sit die naam by. En die plekke se name word verander nou. Soos hy sê Port Elizabeth en Gqeberha geword het, was hy ook al. En as weet hoe dit gaan. En nou by ons ongelukkig want ek het groot geword in Berga en Port Elizabeth en nou my naam skielik verander word want die ou naam gee nou betekenis en 'n apartheid bestaan nie sulke name en die mense is nie gelukkig aan my nie, maar hulle nou nog moet apartheid saamleef en hulle sê apartheid is uit. Nou apartheid is uit is waar hulle sê man, maar kyk hoe lekker lewe ons nou in die land, baie lekker nou, ons het katiede krag gekry, die krag word lekker duur gemaak, die water sukkel ons in party plekke en ons kan gaan na die strande toe, maar jou wyn word afgevat. Die law enforcement en party beweer, hulle drink dit uit of hulle deel dit onder mekaar en so kan jy aangaan, verstaan dit. Ding is net soos hulle besluit man. Die ministers kan sê maar met 'n kar ry 120 ry en wat se zone en niemand praat oor en as jy praat word jy vuur warm geklap, verstaan jy, skiet sommer gewoon paskwoorde daar so en kom ons is in beheer, hulle sê nie vir ons nie. Nou Dirk sê daar, hy het 'n probleem met die naamveranderingen nie. En kyk, as ek nou mooi kyk, as jy nou vir Port Elizabeth kyk, ek maak 'n voorbeeld. Eens 'n mooi plek. Ek was nog een keer in my lewe in Port Elizabeth gewees, in die jare van my, was ek maar net een keer daar gewees. En het was nog 'n mooi plek man. En nou, as jy nou kyk hoe ek Port Elizabeth nou, ek was nog nie daar nie, maar alles die plek is vuil nie, sande nie, oral is vuil en die mense gaan aan maak, hulle voel hulle sit en niemand sê vir niemand jy kom. Is life man, is demokrasie soos regte. En nou sê hy, nou kan jy mos maar sê, nou ek dink is ook, in ieder geval, as ons wat nou nie, die mense wat nou nie Port Elizabeth geken het nie, wat nou die eerste keer in Gqeberha kom, hulle sien lyk dit wat aanvaar is man, ja, okay, dit moet maar so lyk. Maar as jy nou gaan kyk hoe lyk Gqeberha nou, en jy was 20 jaar laas daar sê, joh, die plekke daar verander, kyk hoe vuil is dit nou, kyk hoe morsig is in die plekke. Dan aanvaar jy mos maar man, okay, Gqeberha is ek maar so. Nou dieselfde geval, kyk soos Bjalbestasie ook. Toe ek in die 85 nog in die army aansluit, dis nog voor eenheid. Toe Bjalbestasie man. Ons het die vrouens het geshopping in Bjalbe toe en het hulle gegaan na Pero toe, jonge geshopping en het klere gekoop daar, weer aan Ooskoop gekoop in die Peer, was lekker man, was kwai. Jy kan gaan shopping het in Bjalbe, jy hoef jou skouer te kyk nie. Maar nou kom, jy hoef jou worry jou besie nie. Jy hoef niks te worry nie, ons het groot sakke klere te koop, lekker cheap man. Kyk hoe ek Bjalbestasie vandag, veel morsig, like hulle sê die radio niks, is nie die radio, maar is die mense wat het veroorsaak, verstaan die Somaliërs het ingekom, hulle het oorgevat, nou hoor ek, hulle sê nou, hulle praat nie meer van Bjalbe nie, hulle sê nou, ons gaat Somalian town toe, sien Somalian town, en ek meen, is nie meer lekker nie man, maar nou moet jy, ek was 'n paar keer, was ek gepiekpokken, gelukkig, was ek op my hoede gewees, en ek het sommer uitgesoord, en ek het my, een keer was my, ook hy was nou ook die oude geen, want my wallet, hy
het hulle gevat, maar daar was nie geld in nie. En die ander keer was dit weer gewees, nog 'n keer my wallet, gelukkig iemand het my in die trein gewaarsku, gou gewaarsku. Hy die ou se maar, die swart ou se maar, lekker betel en hy wil seker, hy sê o man, nommer mos man. Wat seker se jare, daar het hy my geprotect, hy het sê ek safe. Hy het my hele py gewees het hy dag toe as ek nog hier aan. En die ander keer wat ek nou seker so jaar, 2 jaar terug gaan, toe raak hulle my phone. Hulle staan my van voor af en die ander kom die ander aan die linkerkant en hy haal my phone. Ek my voorsak uit. So vinnig gaan dit. Maar ek klik onmiddellik en ek my phone is weg en ek kyk om ek kan maar ek sê sommer ek gebruik sommer redelike woorde bestaan en het die staan die phone en hy sê die phone het geval. Ek sê nie kon ons praat nie. Maar wat ek moet net min verstaan. Nou is dit jy moet nie as jy die winkel kom, moenie jou wallet op jou beursie buitekant. Nee, staan nie daar by jy by die til kom. Skryf net een kant weer aan die ander kant kom. Druk toch jy aan jou beursie, maak het toe, druk het in jou bos of druk het in jou bek of wat even. Moenie omdraai laat jy na die mense wees. Daar is het. Nou bestaan, dis nou bjaalbestasie. En ek het eendag gekom, toe koop ek iets daar by een van Somaliëns en die vrou stap daarna, sy stap seker 20 meter van my weg vir klein geld by ander Somaliërs. En die een Somaliër, een persoon probeer om hy iets te vat van die stalletjie af. Maar ons mense is, hy is nou in sy my geslaan of wat even ook al. Nou sien jy dit is dan sê, so julle wat so name verander. Ek weet nie, ek het ook nie probleem nou meer nie man. Ja, by ons beklein is bekleid in verstaan jy. So laat hulle maar aangaan. Want verstaan soos die name verander word, so veiler word die plekke en so verstaan jy, dit is nie meer lekker om te dink, ja, dit was die eense tyd, hy plekke die gebou ook afgebreek. Mense wat gebou het, wat historiese gebou wat 'n nalatenskap het, geskiedenis aan het. Die vloer word uitgebreek, die vensters word uitgebreek, alles word uitgebreek en niemand waar daaroor nie. Maar as jy nou kyk nie, ek is mense is rassisties nie man. As ek in die blanke gebiede kyk, daai ou geboue daar staan word weer nie pragtig gemaak op 'n ou style. En ons bruin mense in die swart mense gebiede, as hy afgebreek is, dan weet jy gaan nou inderdaad wie oor 'n paar jaar se net sand wat daar lê op 'n verjaarde beland. So nou water ek ons die lyn. So ons kan nie altyd vir die blankes kyk nie. Ons kan nie altyd vir hulle gee nie. Want hulle het nie altyd nodig om security daar te hê. Maar ons moet weet van ons mense as onderstandaard, ver onderkant daar. So dis maar ek sê man, maar right as die mense wat nou besluit, hulle gaan seker nou al ek verstaan. Hulle is klaar die een gedeelte by so by van die op pad na Victoria toe is, mos nie meer Victoria nou Drakensberg gevangenis, na hy gedeelte na Drakensberg gevangenis se kant toe. Hy pad is moet nog verander nou na Nelson Mandela Eiland. Nou hoeveel plekke in die land het nou Nelson Mandela se naam gekry? Hulle kan mos jou naam ook aangesê, Koos Gerber of Charles Small. Verstaan jy so, maar nou moet jy of doodgeskiet was binne die apartheid tyd, verstaan jy, of lang tronk toe gaan het, ja, jy maak jy tronkie gevangenis toe, dan kan jy die naam kry. Hulle sê, St. Petersburg in Rusland was 5 keer verander, 5 keer, en het weer sy naam St. Petersburg teruggekry. So mense laat hulle maar verander, maar ek garandeer vir julle, nie in oorstyd nie, miskien in ander tye, ander geslagte, gaan hy naam weer terugkom wat eers daar gewees het. Lekker sondag vir julle mense.